Die een ding wat baie belangrik is by ritme, is dat jy altyd baie welkom sal voel en baie tuis sal voel. So jy as 'n digitaler, ek weet nie waar jy kyk nie, maar ek hoop jy is gemaklik, maar die belangrikste is weet net dat jy by ritme welkom is en 'n hartlike welkom dan ook by hierdie geleentheid. Dit is nou al vir 'n paar jaar wat ons hierdie doen en ons droom om nooit op te hou hiermee nie en aan te hou hiermee. So dankie ook vir jou ondersteuning wat dit moontlik maak. Ek wil net weer dit beklemtoon dat jy wat in die Pretoria omgewing is, as jy ritme kom bywoon by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing en ons nooi jou amptelik om nie net digitaal te kyk nie, maar ook dit by te hoor. Dis nie dieselfde boodskappe nie. Dis verskillende boodskappe. So dit wat jy by digitaal hoor en dit wat jy in persoon gaan hoor is verskillende boodskappe. Jy is natuurlik baie welkom om ons te help om hierdie digitale boodskappe te versprei. Hoekom? Dit gaan oor die woord, gaan nie oor my of Stefan of enige ander prediker nie. Dit gaan oor om die woord by mense te kry, om harte aan te raak in lewens wat moet verander. En op daardie noot, baie welkom weer 'n keer. Geniet vanaand se boodskap. Mag dit jou lewe diep aanraak. Daar sê, dit is ritme, die vreugde om saam uit die Here se woord digitaal ook na te dink en dit te beleef dat God goed is en dat daar aan sy goedheid geen einde is nie. Ons bid saam. Liewe Here, U is goed. Ons weet dit, ons bely dit en ons beleef dit. Ons prys U naam vir U eindelose goedheid. Breek dit vandag soos lewende brood met ons elkeen. Amen. Ek staan saam met jou stil vandag en ek het sommer net my tekste ingetrek op my selfoon sodat ek nie die hele tyd hier in die Bybel hoef rond te blaai terwyl ek saam met jou nadink oor die vraag: wie is die lam van God? Ja, ons weet dis Jesus. Jy onthou hoe Johannes die Doper 2 keer daar in Johannes 1 uitgeroep het: daar is die lam van God. Daar is die lam van God. So ons weet die lam van God is Jesus. Maar het jy geweet, dit is die term wat die heel meeste vir Jesus gebruik word in die boek Openbaring. 28 keer word Jesus lam van God genoem. Daar's 'n paar ander titels waarmee Jesus in Openbaring genoem word. Ek het dit sommer vir myself neergeskryf. Hy word 1 keer die seun van God genoem, 2 keer die seun van die mens. Hy word die Here 23 keer genoem. Maar veral die lam van God. En dan dink ons aan die paaslam van Eksodus 12 en 13. Onthou jy Israel wat die paaslam moes slag tydens elke paasfees om hulle te herinner in die uittog uit Egipte. Ons dink aan Jesaja 52 tot 53, die knegt van die Here wat soos 'n lam stil ter slagting gelei word, wat gereeld in die Nuwe Testament op Jesus toegepas word. Maar kom ons sluit by Openbaring aan. En jy sal onthou by 'n vorige keer het ons stilgestaan by die troon van God in Openbaring. Meer as die helfte van Jesus die lam word in Openbaring by die troon van God in verband gebring. Meer as die helfte van die lamuitsprake oor Jesus speel af voor die troon van God. Ek sluit saam met jou aan om 'n klompie van hierdie tekste bietjie van naderby te lees. En ons val in by Openbaring 5. Vorige keer het ons ook daar begin. Openbaring 5 is Jesus se troonsbestuiging. Hy het pas in die hemel aangekom. Hy het die aarde verlaat. Die grootste denkbare oorwinning in die hele heelal se geskiedenis behaal. Hy het aan die kruis gesterwe met die las van 'n sondige wêreld se sondes tot in die doderyk ingedra toe hy gesterf het. En op die 3de dag opgestaan uit die dood en nou opgevaar na die hemel. En nou kom Jesus in die hemel aan. Hy kom daar aan en Johannes hoor, daar kom 'n leeu uit die stam van Juda. Dan kyk hy rond en dan sien hy die leeu is die lam. Nou kantlyn opmerking, die Griekse woord wat vir lam gebruik word, kan tegnies ook vertaal word met 'n ram, arnion. So die lam is 'n ram wat staan, want hierdie gewoonlik word 'n lam neergelê op 'n offeraltaar. Jy sal verstaan, lammers word geslag, 'n lam word geslag.
Maar wanneer die lam in die hemel instap, is dit amper soos die ram. Die lam het gewen. Hy staan. Hoor net, ek lees in Openbaring 5 vers 6. Toe sien ek 'n lam in die middel van die troon en die 4 lewende figure staan en tussen die ouderlinge. Hy het daar gestaan as die een wat geslag is. Hy het 7 horings en gehad en 7 oë. Dis die 7 geeste van God, die Heilige Gees in al sy volheid, wat uitgestuur word na die hele aarde toe. Hy het nader gestap en toe vat hy die boekrol uit die hand van hom wat op die troon sit. So die lam staan in die hemel. Op aarde het hy gehang, op aarde het hy gelê in 'n graf. Hy is die geslagte lam, maar nou stap hy in die hemel in en sy wonde het littekens geword. Aan sy liggaam as die verheerlikte Here dra die lam die littekens, die bewys. Dit is hy, dit waarborg egtheid. Jesus het gelei, hy het gesterwe, hy het opgestaan. Hy stap in die hemel in, alle mag in die hemel op aarde. Onthou jy? Openbaring Matteus 28, alle mag in die hemel op aarde is nou die lam sinne. Hy neem vervolgens die boekrol. So wat doen die lam? Hy staan in die hemel, want hy het gewen op aarde. Tweedens, die lam neem die boekrol. Ek het dit nou net gelees. Kom ons lees dit weer, vers 8. Op daardie oomblik toe die lam die boekrol vat, het die 4 lewende figure en die 24 ouderlinge in aanbidding neergeval voor hom. Hulle elkeen het 'n harp gehad en goue bakke, dit was vol wierook. Hierdie wierook is die gebede van al die heiliges wat aan God behoort. Christus neem alle beheer. Hy het gesê, kort voor sy kruisiging, sy disippels gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar moenie bevrees wees nie. Ek het die wêreld oorwin. Die lam wat staan, die lam wat die boekrol neem, simbolies van God se heerskappy. Die lam het gewen. En dan derdens, die lam, Christus, word aanbid deur almal wat op rondom God se troon sit en deur die hele skepping. Hoor net, Openbaring 5 vers 9. Hulle het 'n nuwe lied gesing, wat nog nooit van tevore gesing is nie. U alleen is sterk genoeg om die boekrol te vat en om die seels te breek. U is geslag en doodgemaak. So het die mense gekoop vir God. U bloed was die koopprys wat hulle in God se eiendom verander het. Hierdie mense kom uit elke groep en taal en volk en nasie op aarde. U self het hulle burgers gemaak van God se koninkryk. U self het hulle priesters gemaak. Hulle sal regeer oor die hele aarde. Ek lees hier uit die Nuwe Testament. Vers 11. Toe kyk ek en toe hoor ek 'n harde geluid. Dit was die stemme van 'n massa engele rondom die troon. Dit was ook die stemme van die lewende figure en die ouderlinge. Hulle almal saam was 10.000 maal 10.000 en duisende maal duisende. Almal van hulle het met 'n harde stem uitgeroep. Die lam wat geslag is, verdien al die mag, rykdom, wysheid en krag. Dis alles syne. Ook verdien hy al die eer, die heerlikheid en die lof. Elke wese wat daar in die hemel is, almal op die aarde en onder die aarde en op die see het ek hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die eer en die heerlikheid en die krag vir ewig. Die lam wen. Die lam wen. Die lam oorwin. Die lam besit alle aanbiddingsmag saam met God die Vader. Ons het dit 'n vorige keer ook gesien. So die lam staan, die lam vat die boekrol, die lam word aanbid deur die hemel, deur die aarde, deur die engele. Die lam word aanbid net soos God die Vader. Presies dieselfde aanbidding wat God die Vader te beurt val in Openbaring 4, val nou die lam te beurt. Aangrypend, né? Jesus word net soos God aanbid en die hele heelal aanbid hom. Die lam wat staan, die lam wat wen, die lam wat aanbid word, die lam aan wie alle mag behoort, dis ons, Here Jesus, die een wat gekruisig is, wat nou opgestaan het en tot in die verste ewigheid heers. Daarom beskik die lam vervolgens ook al die oordeelsmag. Ons sien die lam staan, die lam vat die boekrol, derdens die lam word aanbid, net soos die Vader, vierdens,
Hy besit alle oordeelsmag saam met die Vader, die lam. Hoor net 'n bietjie. Ek lees in Openbaring 6 vers 16. Johannes beskryf hier die eindoordeel. Die laaste dag het aangebreek. En hy beskryf wat gebeur met nie-gelowiges. Hoor net. Hulle het te vergeefs vir die berge en die rotse gesmeek. Bedek ons, steek ons weg vir hom wat op die troon sit. Ons kan dit nie waag om in sy gesig te kyk nie. Steek ons weg sodat die woede van die lam ons ook nie tref nie. Want die groot dag van God en die lam se oordeel het op aarde aangebreek. Nie net dat die lam die een wat staan nie, die een wat die boekrol het, alle mag het nie, die een wat deur die hemelse skare aanbid word nie, maar hy besit ook die oordeelsmag. Op die dag van die Here gaan mense voor die lam moet rekenskap gee. Christus is nie net maar liewe Jesus nie, hy is die Here wat alle oordeelsmag het. Vyftens, goeie nuus, die lam word hier op aarde reeds deur sy hemelse kerk aanbid. Ons het nou gesien in hoofstuk 5 die hemelvaart, ons het nou in hoofstuk 7 by die wederkoms gesien, maar hoofstuk 14 vat ons aarde toe. Vertel van die 144.000 gelowiges hier op aarde. Kom ek sê maar net, dis die ware kerk, dis jy en ek. Ek lees nou vers 1, Openbaring 14. Ek het mooi gekyk, toe sien ek dit, die lam het gestaan op die berg Sion. By hom was 144.000 mense. Hulle het sy naam en sy vaders naam op hulle voorkoppe gehad. En dan hoor Johannes vers 2, ek het 'n baie harde stem uit die hemel gehoor. Dit het geklink soos die geluid van 'n groot waterval, harde donderslae. Ek het die geluid gehoor wat geklink het soos harpspelers wat op hulle harpe speel. Hulle sing 'n nuwe lied daar voor die troon in die hemel. En niemand kan hierdie lied aanleer nie, behalwe die 144.000 wat deur Christus losgekoop is. So, wat doen ons hier op aarde? Johannes sê ons sing die lied wat voor die troon vir die lam gesing word. Hoor weer, ons kan hemelse musiek hoor. Dis die mooiste teks ooit. Die aardse kerk het 'n nuwe frekwensie, 'n nuwe sender, of 'n nuwe radiostasie, of 'n nuwe televisiestasie. Ons kan die hemelse sender hoor, die hemelse musiek hoor. Lof ontplof in die hemel, en dit ontplof in ons harte. Ons kan die lam loof en prys. Die lam wat staan, die lam wat die boekrol het, die lam wat saam met die Vader aanbid word, die lam wat kom oordeel, maar ook die lam wat deur jou en my op aarde aanbid word. Ek hoor van hierdie lam ook vervolgens dat daar vir ons wag in die nuwe Jerusalem, dat ons ook vir ewig hierdie lam gaan aanbid. Ek hoor van hierdie lam dat in die nuwe stad Jerusalem, en ek wil graag saam met jou lees, ook in hoofstuk 22, lees ek dat ons op die laaste dag en tot in ewigheid voor die lam gaan staan. Openbaring 22 vers 1. As Johannes 'n ontelbare skare sien, wat op die dag van die Here staan, en dan vra iemand van wie is hierdie mense? Dan kry Johannes die antwoord, dis hierdie mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere spierwit gewas in die bloedrooi bloed van die lam. Dis die gelowiges wat op die dag van die Here staan, jy en ek. Dis hoekom hulle nou voor die troon van God staan. Hulle aanbid hom tot in ewigheid, hy wat daar op sy troon sit. En dan hoor ek hoe gaan die hemel wees, vers 17, die lam is nou daar in die middel van sy troon, hy sal hulle lei soos wat 'n herder sy skape lei, hy sal hulle versorg, hy sal hulle bring na fonteine met lewende water, God sal al die trane afdroog. So die lam is hier op aarde die een wat ons lei tot aanbidding, en op die dag van die Here, en ander kan die wederkoms, is die lam die goeie herder, wat ons sal lei na die groen weivelde. Sjoe, toe Johannes die doper uitgeroep het, daar is die lam van God, het hy 'n wêreld oopgemaak vir ons wat ewige lewe gee. Daar is die lam van God, hy moet meer word, ek minder, hy is meer. Weet jy wie is die lam van God? Dit is hy wat in die hemel instap, wat staan, omdat hy aan die kruis gehang het en in 'n graf gelê het, en nou staan, want hy leef tot in alle ewigheid.
Dis hy wat die boekrol uit die Vader se hand neem, aan wie alle mag behoort. Dis hy wat deur die hemel, deur die aarde, deur die engele aanbid word, as die een wat saam met God regeer. Dis die lam, wat op die dag van die Here ook sal oordeel. Maar is die lam, hoofstuk 14, se eerste 3 verse, wat ons nou hier op aarde aanbid. Hy is by ons, hy lei ons veilig na die hemelse stad toe. Dis die lam in Openbaring 7, wat die goeie herder is, wat ons ander kan die wederkoms steeds sal lei. Wat 'n lam, geslag vir jou en my, Here, wat regeer tot in ewigheid. Kom ons aanbid hom. Here God, U het U seun gestuur, Here Jesus, U is die geslagte lam, ook vir my. Dankie dat U regeer, dankie dat ek op pad is, dankie dat ek nou U lof kan besing, dankie dat U tot in ewigheid die goeie herder sal wees. Amen. Vreugde om saam te reis by Ritme. Dankie vir jou betrokkenheid, dankie vir jou deelname. Versprei ook hierdie woord verder. Gee dat die Here se woord oor die goeie herder wêreldwyd sal weer klink. Mag jy ook belewe dat die lam vir ewig vir jou laat lewe. Vrede vir jou. Hoe het Jakobus vir ons geleer? Geloof moet in dade oorgaan. En dit is ons hele doel met Ritme in persoon en met Ritme digitaal. As jy die woord hoor, kom ons gaan leef dit, kom ons gaan doen dit. Dit is die uitdaging. Dankie weer vir jou finansiële ondersteuning, jou finansiële bydrae wat hierdie moontlik maak. En help dit versprei asseblief. Ek bedoel, sluit aan by die sosiale media platforms, of dit nou Facebook is of Instagram, wherever, dit maak nie vir ons saak nie. Deel ook in die weeklikse goedjies wat geplaas word, opbouend, inspirerend. Kyk daarna, veral baie skrifgedeeltes en so aan. So jy gaan die hele tyd verryk word, ook deur die sosiale media platform van Ritme en Ritme digitaal. En mag jy 'n geseënde week ervaar, beleef en regtig ervaar die Here gee elke tree saam met jou. Weet hy's by jou.